Is daar iemand wat dit kan sê, God is goed? Is daar iemand wat kan sê, hy leef hier in my hart? Ons geloof in die Here is nie gebou op fabels nie. Is nie gebou op blinde geloof nie. Nee, ek glo in 'n God wat homself kragtig bewys en geopenbaar het aan die mensdom. Ek glo in 'n God wat deur die geskiedenis homself bewys het dat hy in staat is om uit die dode op te wek, deur sy eie seun uit die dode op te wek, sodat dit kan dien as teken dat Immanuel, God met ons, werklik onder ons kom wandel het, om God aan ons te kom verklaar. Ons geloof is nie soos ander gelowe wat op fabels gegrondves is. Broer en suster, daar is net een ware God. Al die ander godsdienste is oorlewerende. Dis mense gedagtes en fabels, daar is niks substantief in dit nie. Maar die Here leer vir ons in Jesaja wat ons nou behandel, dat ek alleen is God. Ek is die heilige van Israel. Ek is die skepper God. Ek is die God van die geskiedenis. Ek is ook julle losser. Het jy al gehoor van die woord losser? As jy die boek Rut lees, sal jy hoor van die woord losser. Hy is ons kom terugkoop. Ons dien die ware God. En hy is vanmôre in ons bidde. En ons bid nie sommer maar net vir genesing en vir krag. En dan hoop ons maar, daar's iemand daarbo wat ons hoor nie. Nee, my vriend. Nader aan jou, sê die Spreuke, as jou elmboog. Kyk hoe naby is jou elmboog. God sê hy is nader. En hy is vanmôre in ons bidde. Vanmôre se hele diens gaan daaroor dat God soek na manne en vroue wat deur hom aangeroer is. Kan ek net so by wyse van hand opsteek sien? Is jy een van daardie manne of vroue wat kan sê, I've been touched? Amen. Amen. By the hand who created the mountains. Is aangeraak deur die een wat gesê het, laat daar wees, en dit was so. Nou kan ek nie verstaan nie, as ons dan deur God aangeraak is, hoekom is Gordons Bay nog nie omgedop vir die Here nie? Ek vra maar nie. As ons so deur God aangeraak is, hoekom lyk ons omgewing nog soos wat dit lyk? As ons gaan na die woord van die Here toe, dan lees ons van 'n groep manne wat deur God aangeroer is. En ek wil gou vir julle so 'n bietjie iets vertel van wat ek glo die Here aan my bekend gemaak het aangaande hierdie gedagte om deur God aangeraak te word. Wil u nie vinnig saam met my blaai na die boek van 1 Samuel, en ons lees net een vers van hom, daar in hoofstuk 10, en wel vers 26. O Here, o ek verlang so om opnuut weer aangeraak te word. Ja Here, ek onthou van my eerste aanraking, maar dit hoef mos nie die laaste te wees nie, Here. En ek weet daar is diegene ook vanmôre wat begeer om opnuut weer deur die hand van God aangeraak te word. Ag Here, wil U nie vanmôre iets besonders doen in elke hart en elke lewe wat soekend is na U. Ek vra dit in Jesus naam. Ons lees daar in 1 Samuel 10 vers 26. En Saul het ook na sy huis gegaan in Gibea. En die helde
wie se hart God geroer het met hom saamgegaan. Die helde, wie se hart God geroer het met hom saamgegaan. Liewe vriende, Saul was pas ingewy by 'n groot inwydingsseremonie as die koning van Israel. En na die inwydingsseremonie, sê die skrif, het koning Saul huiswaarts gekeer. Maar ons sien, hy het nie alleen gegaan. Want die skrif sê, dat daar was 'n groep manne, en die skrif noem hulle helde. En die Here het vir Saul hierdie groep helde gegee, wat saam met hom terugbeweeg het. En hierdie helde was gekenmerk dat hulle aangeroer was met die hand van God. Liewe vriende, ons kan baie hieroor sê, en ek het al gewonder, watter rigting gaan ons hier, want ons kan so baie hieroor sê. Maar kan jy jouself indink, hoe opwindend dit is, en hoe kragtig dit is, om te vergader, saam met manne en vroue, seuns en dogters, wat almal aangeraak is, deur die hand van God. Ek wil weer vra, ek wil net gou weer kyk, wie sê vanmôre, dat ek is aangeraak? Amen. Amen. Maar dan moet hierdie mos 'n opwindende tyd wees. Amen. Dan moet hierdie mos 'n kragtige oomblik wees. Wanneer ons saamkom, dit moet 'n tyd wees van herlewing en van opwinding en van wonderwerke. Waar helde saamkom, want as jy aangeraak is deur die hand van God, dan wil ek vir u sê, jy's 'n held. Hoe die Here vir Gideon gesê, staan op, dapper held. Dit behoort 'n tyd te wees wat onvergeetlik is, Johan. Wanneer ons saamkom as helde van die Here. Kan jy jouself indink die moontlikhede, Hendrik? Wat kan gebeur? Ek moet seker nie hier staan nie. Wat kan gebeur wanneer jy aangeraak word en jy saamkom met 'n groep mense? Wat is die moontlikhede? Wat kan vermag word deur so 'n groep mense wat deur God aangeroer is? Wat is die moontlikhede? Jy sien, sulke mense is die tipe mense wat sê, daar is geen opoffering te groot om te maak vir die God wat ons dien. Wanneer die Here vra, dan gee ek. Amen. Wanneer die Here praat, dan doen ek. Amen. Wanneer die Here stuur, dan gaan ek. Nee, niks is te veel gevra, want ons is deur die hand van die Here aangeraak. Ek wil weer vra, is daar mense wat aangeraak is, wat sê, geen opoffering is te groot? Jy moet nou mooi dink. Amen. Jy moet nou mooi dink voor die amen sê, Dora. Nee? Amen. Niks is te veel gevra vir sulke mense. Onthou julle Jesus? Daar die een wat jou siel gered het, toe hy op aarde was, het hy homself omring met manne wat deur homself aangeroer was. En weet julle wat het uitgestaan van hierdie manne? Vir hierdie manne was geen saak te groot nie. Inteendeel, hulle het die wêreld op sy kop gedraai, die bestaande samelewing van daardie tyd. Het hulle op sy kop gedraai met die evangelie van Jesus Christus. En daar was geen opoffering vir hulle te groot om te maak nie. Soveel so, dat hulle almal ten einde hulle lewe afgelê het vir die evangelie, met die uitsondering van Johannes. Maar Johannes moes die Here in plek hou, sodat hy die boek Openbaring kon skryf. En sodat hy kan vertel vir die generasie na Christus, dat Jesus waarlik opgestaan het, en dat hy God in die vlees was, met die evangelie van Johannes.
maar almal het hulle lewe afgelê. Ek sê hulle die wêreld omgedop, want die skrif sê hulle die wêreld omgedop. Het julle geweet, die skrif sê dat hulle die wêreld op sy kop gekeer. Waar staan dit? In die Bybel. Ja, dit staan in die Bybel. Jy's doodreg. Kom ons kyk dit gou vinnig daar in Handelinge. Die 17de hoofstuk. Hulle is daar in Thessalonika. Paulus is in Thessalonika, nadat hy in Filippi bedien het, en ons weet wat daar in Filippi gebeur het, dis waar die gemeente gestig word, by daai 10 vroue wat hy by die rivier gekry het, maar toe beweeg hy oor na Thessalonika, en hy was nie gewild in Thessalonika, en die mense wil hom weg hê. En dis juist omdat hy die wêreld omkeer met die evangelie. En die wat vleeslik is, soek nie dit nie. En kyk wat sê hulle daar in vers 6. Sê hierdie manne van Thessalonika. Hy sê maar toe hulle hul nie kry nie, Paulus en sy metgeselle daar in Thessalonika, hulle soek hulle, het hulle Jason en 'n paar broeders na die stadsowerhede gesleep en geskreeu, die mense wat die wêreld in opstand bring, hulle het hier ook gekom. Daai mense wat ons van gehoor het, wat daar in Jerusalem uit met die diaspora versprei het, hulle is besig om die wêreld om te keer. En jou waar as vrugties. Hulle is nou hier in Thessalonika. En hulle like dit niks. Want hulle wil nie hê dat Thessalonika moet omgedop word met die evangelie van Jesus Christus nie. Oh, my liewe vriende, dink julle dit het die apostels gekeer? Nee! Hulle het voortgegaan. Van Thessalonika af het Paulus aanbeweeg na Berea toe. Van Berea af na Athene toe. Van Athene af na Korinthe toe. En van Korinthe af toe skryf hy sommer 'n brief vir Romeine en sê, julle moet pas op, ek is op pad. Hy het gesê, al ek begeer om daar toe kom. Dit was sy begeerte om tot aan die uiteindes van die bestaande wêreld, wat hulle gedink die uiteindes is, die evangelie te bring. Broer en suster, ek vra, hoe brand die boodskap van die evangelie in jou hart en die begeerte om dit uit te dra so ver as wat jy gaan. As jy deur God aangeraak is, het jy ook 'n brandende begeerte om die wêreld om jou om te dop vir die naam en die saak van God. As dit jy is, dan wil ek sê, wees gegroet, dat verheld, dat bereid is om selfs jou lewe af te lê. En kom ek sê vir my broer en suster, as ons so 'n groep mense is, soos wat ons vanmôre met hand opsteek verklaar ons is, dan is dit mos moontlik dat God, soos wat hy deur die apostels die wêreld omgekeer het, College Bay kan omkeer ook deur ons. Nie waar nie? Dan is dit ook mos moontlik. En ek weet nie wie sal saamstem nie, maar as daar ooit 'n tyd is wat die wêreld dit desperaat nodig het om met die evangelie van Jesus Christus gekonfronteer te word, is dit in die dag en die uur wat ons nou leef. So Saul was omring deur 'n groep manne wat deur God aangeraak was. Wat 'n seën is dit nie vir hom gewees nie. En wat 'n seën sal dit nie wees as die Here hier onder ons ook so 'n groep manne en vroue kan vind wat deur God aangeraak is. Hoe lyk iemand wie se lewe deur God aangeraak is? As daar iemand wat vandag gaan sê, kyk na my lewe, dan sal jy so iemand sien. Kan ek aan sien? Nou, waar is julle dan nou? Julle sê nou net, ons is aangeraak. En dan vraag, hoe lyk 'n lewe? Is daar 'n voorbeeld van so 'n lewe? Dis 2 hande. Maar ek wil hê ons moet dink hieroor. Want jy sien, iemand wat sy lewe deur God geroer is iemand wat gesê het, die Here is nou op die troon van my hart. Hy is nou die middelpunt. En hy is die dryfkrag agter my wil en my bestaan hier op aarde. Soos hy lied sê, Christ is my everything. He is my all. Christ is my everything.
both great and small. He gave his life for me, made everything new. Christ is my everything, o Vader. None other will do. Kan jy dit sê vanmôre? Kan jy sê vanmôre dat hy het my lewe oorgeneem? Hy is nou in beheer. Alles wat ek doen is om hom te behaag. Kan jy dit sê vanmôre? Met ander woorde, hy totale oorname. Hy is nie net deel van my lewe nie, hy het my lewe verslind. Hy is my lewe. Groot verskil. Om te sê, hy is deel van my lewe, hy is deel van my besluitneming, hy is deel van my dagprogram. Nee, ek vra nie vanmôre of hy deel is, ek vra, is hy jou lewe? Is hy jou bestaan? Soos wat Korintiërs 6 sê. Daar in vers 19, hy sê, weet jy nie, dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees, wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie. Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees, wat aan God behoort. Jy sien, 'n man en 'n vrou, wat aangeraak is deur God, is 'n man en 'n vrou, wat sê, geen opoffering is te groot. Waar die Here stuur, daar sal ek gaan. Wat die Here vra, dit sal ek offer. Ja, ek is selfs bereid om te ly. Selfs bereid om skade berokken te word vir die saak van my verlossing. Paulus het na homself vooruit gesê, ek is as 'n drankoffer uitgegiet. Die Hebreërs skrywer kom in Hebreërs 13. En hy sê in vers 13, laat ons uitgaan na hom toe, buitekant die laag, en sy smaak dra. Want ons het hier geen blywende stad, maar ons soek die toekomstige. Ons is bereid om hier te ly, want ons weet daar is 'n toekomstige stad, 'n nuwe Jerusalem, wat vir ons inwag. En wanneer jy oog is op die hoop van die toekoms, dan is die ligte verdrukking op aarde niks in die lig van die toekomstige heerlikheid wat vir ons wag. Dit is hoe iemand se lewe lyk, wat deur God geroer is. Ek leef Christus, ek asem Christus, ek kan niks doen as hy nie sentraal is in dit wat gedoen word. Hoe raak die Here dan ons harte aan? Toe ek bid, toe sê ek, Here, ek onthou die eerste keer toe U my hart aangeraak het, toe ek verlore was, en U U hand na my toe uitgestrek het. Maar hoe gebeur dit? U sien, die Here forceer hom nie af op niemand. Kan u daarop amen? Kyk, die duiwel forceer. Hy wil jou druk en stoot in dinge in. Hy wil jou manipuleer in dinge in. Jy weet, baie van ons wat so met vriende uithang, wat lekker drinkers is, hulle wil jou forceer, nee Johan. Man, vat nou die vuil kouk, man. Come on, man. Dis jou bachelor, man. Vat die kouk. Man, ek wil nie die kouk hê nie, man. Gooi vir my skoonkouk, dan kuier ons lekker saam. Dan maak hulle of hulle die skoonkouk gooi, en dan dokter hulle om.
Hulle forceer. Dis wat die vyand doen. Hy dwing jou al goed in. En as jy dit nie wil doen nie, dan sal hy jou probeer om die bos lei. Dis hoe die vyand werk. Hy forceer jou. Maar God forceer hom nie af. God is a gentleman. Dis hoekom die Heilige Gees, ek dink ook in 'n mate met 'n duif vergelyk word, want 'n duif vlieg vinnig weg. As hy sien daar's moeilikheid of as hy skrik gemaak word. Dis gentle. Maar wat ons wel sien, is dat God die wêreld so lief het. En dat hy dit sy missie maak om met koorde van liefde die mens te trek na hom toe. Kyk, manne wat al verlief was op 'n vrou, maar die vrou wil niks weet nie. Het jy al so ervaring gehad? Of jy's verlief op iemand anders, die vrou op iemand, maar die man wil niks weet nie. Maar jy wil ook nie opgee nie. En wat doen jy? Jy probeer na allerhande toertjies. Jy weet 'n chocolatekie op haar, op die kar so bonnet miskien as sy die oggend wakker word of weet wat, want jy probeer nou haar vlei. Maar dit lyk so dat jy moes werk vir daai. Jy weet, aan die begin was hy, nee, wat van nie, jy, is presies, hierdie oom. Hy het my al vertel hoe die tannie wil niks met hom te doen gehad het nie. Maar hy vat nie nee vir 'n antwoord nie. Hy het omtrent die papdik aangemaak. Ek sal nou nie die geheime verklap nie. Nou nie dit verklap. Maar jy trek, jy doen dinge om die aandag te trek van iemand. En so kom God en hy stel dinge in plek om jou aandag te trek. Hy trek jou met koorde van liefde en sê, man, ek wil so graag in 'n verhouding met jou wees. Ek weet jy stel nie nou belang nie, maar God gee nie op nie. Hy hou aan om te trek met koorde van liefde. En hy gebruik die Heilige Gees en die invloed van die Heilige Gees om jou te trek. Hoe die Heilige Gees jou heeltyd wil herinner op baie besondere maniere dat daar's 'n God in die hemel wat jou liefhet. Daar's 'n God in die hemel wat met jou gemeenskap wil hê, wat met jou 'n pad wil stap, wat met jou wil wandel, wat 'n verhouding met jou soek. En die Heilige Gees het wonderbare maniere. Hy het wonderbare maniere hoe hy jou aandag probeer kry. Ek wonder man, hoe die Heilige Gees julle aandag gekry toe julle nog verlore was. Maar miskien net so vinnig. Is daar iemand wat sê dis hoe hy my aandag getrek het? Oom Fanny, hoe het hy jou aandag getrek? Ek was 16 jaar oud gewees. Ja. Toe ek in 'n tentkerk gewees in Wildebeest. En daar die Here met my gepraat. So hy het deur sy woord in 'n tentkerk met jou gepraat. En jy was seker nie eens lus om te gaan in die eerste plek. Nee, ek het... Jy was lus. So hy het jou eers lus gemaak en toe vat hy jou. Hoe? Is daar nog ander maniere hoe die Here julle getrek het? Meer gebrokenheid. Stukke. Ja. Waar jy gevoel het dat die lewe Van 'n plek van gebrokenheid af. Dan is my hart eers breek. En toe het ek begin uit by my hart na hom en my man. En toe het hy iemand na ons gestuur wat ook gehoorsaam was aan die Heilige Gees. Wat ons van geen kant af ken nie. En direk na ons toe gestuur. In ons soeke na die Here. En ons geïntroduceer. Ek onthou die verhaal. Ja. Dis waar hy ons vertel het van daardie pragtig. Gebrokenheid. Party mense het met God ontmoet deur 'n ongeluk. Waar jy aangaan met jou lewe, jy kom in 'n traumatiese gebeurtenis in jou lewe. En skielik daar praat God met jou. En dit keer jou lewe om. Maar daar is baie ervarings, maar die Heilige Gees het wonderlike maniere. En ons kan oor al die maniere praat. Maar liewe vriende, as daar een algemene element is wat die Heilige Gees gebruik, is dit hy praat met die mens deur die natuur. Daar buite. Dis vir almal om te sien. Dis vir almal om te aanskou. Ek weet nie wie van julle is lief om partykeer net te gaan sit in die natuur. En net jou mond toe te maak vir een oomblik in die dag. Dit is baie moeilik vir sommige mense.
maar net te aanskou. Het jy al gesit en die krag gesien van die see, wanneer die branders rof bruis en uitspoel op die see? En jy sien die krag van die natuur, jy sien die krag van die natuur, wanneer 'n aardbewing die aarde se vloer skud. Ek het vanmôre as sprus, en ek gaan stap in die reën. Want ek wil die krag van die reën ervaar, en die weerlig wat slaan. Daar was toe nou nie weerlig nie, ek het nogal gevra, waarom maar 'n weerlig slaan nie, maar dat het nou nie geslaan nie. Maar ek wil die natuur beleef op my vel. Jy sien die krag van die natuur in vulkane wat uitbars, en hoe dit 'n hele omgewing kilometers ver in as dompel. En jy sien die krag in dit. En dan kyk jy weer 'n bietjie verder, en dan kyk jy af op die grond, en jy sien daar is 'n pragtige blom. Jy ry in die Kalahari in, en jy sien die pragtige velde, blommevelde. Jy sien die skoenlappers, wat die styfmeel skuif van blom na blom. Bye wat styfmeel skuif van blom na blom. En dan raak jy weer so inteer bewus van die skoonheid van die natuur. Die krag aan die een kant, en die skoonheid aan die ander kant. En soos wat jy dit aanskou, praat die Heilige Gees met die mens, en hy maak die mens bewus van die krag, en die skoonheid, en die wysheid van die God, wat die natuur geskep. Jy sien, dit is die primêre rede vir die natuur, is om die mens bewus te maak van die God, wat die natuur geskep het. Maar wat sien ons vandag? Die mens kyk na die natuur en sê, o, so mooi boom, o, so mooi blom, o, kyk die son, o, die son is God, die boom is God, die see is God. Dis wat mense vandag sê, hulle wil die natuur God maak. Dan sê ek, hoe dwaas moet jy wees, die natuur is nie God nie. Die natuur is daar gestel om die vinger te wys na die God wat die natuur geskep het. Maar die mens wil dit nie erken nie. En wat sê Psalm 14 vers 1? Hy sê, die dwaas sê in sy hart, daar is geen God. Maar die Heilige Gees praat met die mens deur die natuur. En deur die natuur maak hy die mens bewus van God. En hy openbaar die krag en die heerlikheid en die skoonheid en die wysheid van God deur die natuur. So die Heilige Gees gebruik die natuur om die mens bewus van God te maak, maar dan gaan hy verder. En hy gaan oor na die woord van God. En hy stel, wanneer jy aangeraak was en jy raak bewus van die God van die univers, dan vat hy jou verder. Jy wat God erken het. En hy stel jou bekend aan sy woord. En daar kry jy 'n dieper bekendstelling. 'n dieper openbaring van wie God werklik is. Dis die Heilige Gees wat die woord van God aan jou verlig, sodat jy God kan ontmoet deur sy woord, soos wat die Heilige Gees dit verlig in jou lewe. Tog kry jy baie mense wat sê, man, ek lees die Bybel, maar ek verstaan dit nie. Dit maak nie vir my sin nie. Maar wat het die Here vir ons geleer in 1 Korintiërs 2:14? Kom ons gaan dit gou vinnig so. 1 Korintiërs 2 vers 14. Hy sê, maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Die natuurlike mens neem die dinge van die Gees nie aan nie, en hy verstaan dit nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word.
U sien my broer en suster, hierdie boek, hierdie Bybel, weet jy wat is dit nie? Hierdie is nie 'n storieboek nie. Hierdie boek is nie 'n biografie nie. Hierdie boek is 'n geestelike boek. En jy kan hierdie boek nie verstaan en waardeer sonder die hulp van die Heilige Gees. Dis die Heilige Gees wat hierdie boek vir jou verlig, sodat jy kan sien en waardeer hoe wonderbaar hierdie boek is. Jy weet, dit is soos om in 'n museum te staan. Wie was al in 'n museum? Verbeel jy staan in 'n museum, maar jy kan niks sien nie, want die ligte is af. Jy staan in 'n spasie omring deur kosbare voorwerpe, deur kosbare skatte, maar jy kan dit nie sien nie, en jy kan dit nie waardeer nie, want die ligte is af. Maar dit is nou totdat iemand die lig aanskakel, en jy kyk om jou, en jy staan in verwondering oor dit wat jy sien. Dit was nog die heeltyd daar, maar die krag was af. Dis hoe dit is met die woord van God. Wanneer die Heilige Gees kom en hy openbaar God se woord, hy verlig die woord van die Here. En skielik sien jy die kosbare skatte in God se woord. En dit laat jou in verwondering. Dit laat jou in aanbidding. En dit al met jou gebeur terwyl jy die woord lees. En skielik gaan daai vers wat jy al 50 keer gelees het, gaan vir jou oop. En jy sit daar. En die eerste ding wat in jou hart opkom is, o God, hoe groot is hy. Wonderbaar is hy voor. Broers, dit gebeur soms met my. Dan ry hy, dis op die pad, dis op pad iewers heen. En dan maal die skrif nou deur jou kop. En dan die volgende oomblik, jy agter die stuurwiel, dan gaan daai Eureka liggie aan. Hoor jy, dit is so oorweldigend dat jy trek sommer af. Jy parkeer sommer. Het jy al gesien my kar is geparkeer op snaakse plekke partykeer? Moenie bekommerd wees nie, daar's nie fout nie. Dis heel waarskynlik 'n Eureka oomblik wat ek gehad het. Wat jy aftrek en jy sê dit, o Here, dit is so wonderbaar, dit is so kragtig, dit is so inspirerend. Here, ek wil U net prys en ek wil U loof vir die kosbare woord en vir die Heilige Gees wat die woord van God vir my so verlig. Dis hoe die woord van God is. Dis dwaasheid vir die wat nie na God soek nie, wat net dit wil gebruik om eintlik God te diskrediteer. Maar o mense, dis lewe vir die wat na God soek. En die Here kom en hy stuur sy Gees om die woord van jou te verlig. En wanneer die woord verlig word, weet jy wat gebeur? Dan verander dit jou. Jy kan nie, wanneer die woord lewend word in jou, dan transformeer dit jou. Dit kan nie anders nie. Jy word 'n ander mens. Dit verander jou lewe, dit verander jou motiewe, dit verander jou lewensuitkyke. Wanneer die woord vir jou lewend word. Wanneer jy jou verlustig in sy woord. Jy weet, dis soos die Emmausgangers. Het jy al gelees van die Emmausgangers daar in Lukas 24, vanaf vers 13? Hoe hulle baie teneergedruk was, hartseer, want hulle het sopas nuus ontvang, Jesus het gesterwe, hy's begrawe, en hulle is toe, in daardie tyd, is hulle terug op pad na Emmaus toe, na hulle huis toe, en hulle is teneergedruk, want hulle het gedink dat hy is die verlosser wat sou kom, om hulle te verlos uit die juk, onder die juk, en die eysterhand van die Romeine. Dis hoekom hulle geroep het, Hosanna, Hosanna. Ons dink baie keer Hosanna is 'n heavenly hello. Dis nie 'n heavenly hello nie,
Toe Jesus met 'n donkie inry by Jerusalem en die skaar roep uit Hosanna, dit beteken liberate us. Dis 'n vryheidslied. Nie soos Malema se vryheidsliedere nie. Sal nou nie daai vryheidsliedere sing nie. Nee, dit was 'n Joodse vryheids uitspraak gewees. Hosanna, bevry ons, kom o koning. Dit was geprofeteer dat daar sal 'n koning kom. Hulle dog hier. Dis nou waar Jesaja 9 waar word. Dis waar Jesaja 7 waar word. Hier is dit nou, maar hulle het vergeet. Hulle het nie gekyk nie. Jesus het nie op 'n perd ingery, het op 'n donkie ingery. As jy kom om oorlog te maak, ry op 'n perd. 'n Donkie is 'n esel vir dienswerk. Jesus het gekom die eerste maal as 'n diensknegt. Maar hulle het nie die donkie gesien nie. Hulle was nog blind. Maar Jesus het gekom om eers vir hulle te sterwe voordat hy kan kom as koning. Jy sien, baie mense dink ek het nie nodig om skoon gewas te word nie. Ek is reg om hom te ontmoet. Nee, jy hoor dit ook so gedink. Jesus het gesê, julle is nog nie reg vir die koning nie. Julle moet eers gewas word. Dis hoekom Johannes die Doper gesê het, nee, kom, doop julle. Doop julle. Kry 'n bad, word skoon gemaak. Maar die koning is op pad. Hulle het gedink hulle het dit nie nodig. Maar hoe dit ook al sê, dit transformeer jou lewe. Die woord van God. En wanneer daai Emmausgangers daar gestap het, en hulle was te neergedruk, want hierdie een wat hulle gedink het, gaan die koning wees, is nou dood. Toe verskyn Jesus aan hulle. En hulle loop en gesels. Want dan kom daar 'n punt wat Jesus die skrifte aan hulle begin oopmaak het. Want Jesus vra vir julle, hoekom is julle so te neergedruk? Weet, hulle sê, maar julle het nou nie gehoor wat gebeur het nou net in Jerusalem nie. En hulle vertel vir hom die storie, min wetende, dat dit is Jesus wat opgestaan het, wat saam met hulle loop. En die oomblik toe Jesus begin om die skrifte aan hulle te verklaar, en oop te maak. En hulle oopgaan en hulle besef, dis Jesus, wat hier saam met ons aan tafel sit. Want hulle het later by die dorp aangekom, toe vra hulle vir hom om by hom in te gaan. En daar het hulle oopgegaan, soos wat Jesus die skrifte aan hulle oopmaak. Maar kyk, wat sê hulle toe? Daar in vers 31, daar staan tussen hulle oë geopen, en hulle het hom herken. En hy het uit hulle gesig verdwyn. En hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandend in ons, toe hy met ons op die pad gepraat het, en vir ons die skrifte uitgelê het nie? Toe gaan hulle in dieselfde uur op, en gaan na Jerusalem terug, en vind die 11, en die wat saam met hulle by mekaar was, wat sê, die Here het waarlik opgestaan, en aan Simon verskyn. Toe vertel hulle, wat op die pad gebeur het, en toe hy aan hulle bekend geword het, het hy bekend geword by die breking van die brood. So broer en suster, hierdie mense was te neergedruk. Hulle was verloor. Maar die oomblik, toe die skrifte vir hulle oopgaan, wat sê die skrif vir ons in vers 32? Dat hulle harte was brandend in hulle. En dis wat gebeur, Lloyd, wanneer God die skrif vir jou ontsluit. Dit raak jou hart aan. Die Heilige Gees kom, en hy openbaar God se woord aan jou. En daar waar jy miskien verlore gevoel het, waar jy miskien mismoedig gevoel het, kom God deur sy woord, en hy steek jou hart aan die brand. Dis wat gebeur het, toe Jesus die woord aan die Emmausgangers verklaar, en die Heilige Gees kom en open die skrif vir hulle, toe sal hulle hart brand. En hoe begeer ek nie, dat u en ek weer so ontmoeting met God deur sy woord sal hê, waar jou hart aangeraak sal word, soos wat jy die skrif lees, en dat dit jou lewe sal transformeer. En broer en suster, weet jy wat is die gevolg? Wanneer God jou aanraak, deur sy gees, of dit nou is deur tentdienste, en of dit nou is deur die natuur, en of dit nou is deur 'n traumatiese ervaring in jou lewe, maar weet jy wat gebeur wanneer jy aangeraak word, en God se woord vir jou oopgaan, en die skatte geopenbaar word van God se woord, dan kom jy by 'n plek in jou lewe, wat jy sê, ek het geen ander rasionele keuse om te maak, as om my lewe totaal en al aan God oor te gee nie. Dis al wat sin maak.
Niks maak meer sin nie. Jy weet waarvan ek praat. Niks maak meer sin nie. Al wat ek nou oor het, is Jesus. Maar weet jy wat, is al wat jy nodig het. Al wat jy oor het, is al wat jy nodig het. Take the whole world. Give me Jesus. Jy besef, dit is absolute dwaasheid om te probeer verder nou om dinge op jou manier te doen. Dis dwaasheid om jou eie toekomsplanne te bou. Jy besef hoe stupid jy is. Enige stupid mense hierso. Excuse my Afrikaans. Johan, hier is baie werk om te doen. Maar jy besef, dis wys om jou lewe aan die hand van die Here oor te gee, sodat hy jou lewe kan rig. En soos wat hy jou lewe rig, verlos hy jou van jou sonde. Hy verlos jou van jouself. Hy verlos jou van jou eie geregtigheid. Wat sê Romeine 12 vers 1 en 2? Ons ken dit so goed. Romeine 12, 1 en 2. Dis wat die Here van ons wil maak. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige, welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie, welgevallige en volmaakte wil van God is. Dis waar jy opeindig, wanneer jy deur God aangeraak word. Wanneer jy God aangeraak word, dan verdwyn die bitterheid. Die angstigheid. Die vrees. Die skuldgevoelens. Dit verdwyn. En in die plek daarvoor vul die Here jou hart met vrede en blydskap, met sielerus. Hey, jy word 'n ander mens. 2 Korintiërs 5:17, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Ou dinge het verbygegaan, kyk, alles het word geword. Dis wat gebeur met jou. Die verslawings val af. Die gewoontes, daai slegte gewoontes, dit word gelos. Die dinge wat jou lewe verwoes, dit verdwyn. En daai ander dinge wat jy so agterweeg gelaat het, soos lees jou Bybel, bid elke dag, daai goed is wat ons so maklik uitskuif. Raai wat, die oomblik as jy deur God aangeraak word, dan word daai goedes die kosbaarste oomblikke in jou lewe. Jy kry 'n ander perspektief op die lewe. Wie wat besef jy? Wie wat besef jy dat die Here sal niks uit my lewe uithaal wat waardevol is nie. Al wat hy uithaal uit my lewe is die dinge wat my wil verwoes. Die dinge wat nutteloos is. Hy haal dit uit. Dis mos nie lekker om goed te verloor nie. Maar die Here haal die goed uit wat hy weet nie vir jou goed sal wees nie. Maar dit wat vir jou goed is, dit bly. Né? Dis hoe die Here werk. En dan kom hy en hy vervul jou hart met liefde. Liefde vir hom en liefde vir jou medemens. En weet julle wat is liefde se maatjie? As die liefde van God in jou hart is en jy het liefde vir jou medemens, sy maatjie is blydskap. It's the next door neighbor. Want blydskap is die uitvloei van liefde. Woe, kyk as my ma weet, ek het
Ek hoor jong mense praat vandag, dis my soulmate. Ek moet nou die dag vir iemand sê, ja, ek het 4 soulmates gehad in my lewe. Maar jy's die 4de een het gestiek. Mense dink, nee, sy's alles, my lewe is verby. Luister, het jy al na iemand gekyk wat verlief is? Hoor hierso, die tragedies kan sy lewe tref. Hy het altyd 'n smile op sy gesig. Want al wat hy na uitsien is om vanaand by my meisie te gaan kuier. Vra my ma. Ek gee nie om wat gebeur nie, vanaand, maar dis al wat ek na uitsien. Jy is opgewonde, jy loop op wolke, die lewe is 'n lied. Né? En dit is hoe dit lyk as iemand verlief op God geraak het. Blydskap is 'n spontane uitvloei. Nehemia 8 vers 11, die blydskap in die Here is my beskutting. Filippense 4:4, ek herhaal, verbly jou in die Here, verbly jou. Liefde, blydskap. En dan sal jy Gods vrede beleef. Gods vrede, die vrede van God, Filippense 4:7, wat alle verstand te bowe gaan, dit sal jou deel word. Hoekom? Want jy besef, God is in beheer. Hy is in beheer van alles. En dan gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. Die stok en die staf, die vertroos my. Hy vervul jou met liefde en blydskap en vrede. En jy kom agter dat jy leef nie meer net vir vandag en vanmôre nie. Jy leef vir die ewigheid. Jou waardesisteem kry 'n oil change. Partykeer met jou olie, ek het dit nie geweet nie, maar Johan het my mooi geleer. Partykeer met 'n kar se olie vervang word. Jou waardesisteem verander. En jy sien dinge in jou lewe nie meer in die lig van die Here nie, maar in die lig van die toekoms. Ons wandel nie na die sigbare nie, maar na die onsigbare. 2 Korintiërs 4:18. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. Matteus 6:19 tot 21. Moenie vir jou skatte bymekaar maak op die aarde waar mot en roes verdeel nie, maar maak skatte bymekaar in die hemel, waar mot en roes dit nie kan verdeel. Jy kry 'n ander waardesisteem. Ek raak nie meer excited oor die tydelike nie. My opwinding is oor dit wat kom. So liewe vriende, dis tyd dat ons weer aangeraak word, aangeroer word deur die hand van die Here, tot so 'n mate dat ons lewe getransformeer word. Saul was omring met 'n groep manne wat helde was. Hulle was deur God aangeroer. En my begeerte vanmôre is dat hierdie ou gemeente, dis eintlik nie 'n ou gemeente, hierdie nuwe gemeente, dat dit aangeraak word. Dat daai sissietjie aangeraak word. Sy is so inspirasie vir my as ons sing. As liewe Jesus jou kom aanraak, hoor hierso, mag liewe Jesus jou lewe ook aanraak. Amen. Wie, ek het 'n boetie. Jy het eintlik 'n lewe gered. Wie weet dit? Want ek het 'n boetie en sy dogter het 'n seentjie gekry. En seentjie is net soos jy, baie spesiaal. Maar pappa wou nie daai seentjie gehad het nie. Maar toe daai boetie van my vir jou sien, toe sê hy, nee, daai kindjie moet die lewe sien. En vandag is daai kindjie die ligstraal in daai huis. Amen. Jy weet dit nie eens nie, maar jy's kosbaar. Amen. Jou mooi gesindheid red lewens. Amen. 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 Kan God nie maar net vir ons aanraak hier mooi? Yes, Lord. Ons lewe verander.
Dat ons nie meer vir onsself leef nie, maar vir hom. Kan jy dink Persie Pinkster aangeraak met die hand van God? Johan, daai mense het die wêreld omgetop in die tyd van Jesus. Kan God nie ook maar vir ons aanraak nie? Dat ons ook die evangelie sal uitdra. Ag, almal. Onderdom. Wat is so? Ons almal het 'n mond. Jy kan dalk nie beweeg, maar jy jong man is soos 'n Hebreë wat die beweegwerk kan doen. Hy kan die praatwerk doen. Ons het die wysheid nodig van die siekloos. Die jong manne kan die vloerwerk doen, maar ons het rigtingwysheid. Dink net, God raak jou nie weer aan. Jy kan sê, ek het van die Here ontvang wat ek aan julle oordra. Jy spreek vleistere in die skatkamer van God se woord. En dan kan ons gaan en ons kan dit gaan oordra. Hier sit ons, jong man, ek noem jou jong man, want jy is jong van gees. As God net weer vir jou kan aanraak vanmôre, sy krag deur jou vloei, en jy 'n openbaring van God kry, soos in Jesaja toe hy die heerlikheid van God sien. Toe raak hy so bewus van sy eie onvermoë en sy eie sondige en hy roep uit, o wee my, ek is 'n man onrein van lippe, en ek leef onder 'n volk wat onrein is. Dat die Here roep vir hom om 'n kragtige monster te wees, 'n kragtige profeet, soos wat God homself aan hom openbaar. Mag God homself aan jou openbaar. Mag jy sy aanraking ervaar. En nog in jou gevoel kan gaan. En dan sy so spreek die jong, die lewende God van hom. En dan mag die Here jou aanraak. Ag, kan ek maar net so. Weet, dis maar net 'n ou hand hierdie, daar's niks spesiaal in die handjie, maar net as 'n demonstrasie. Mag God wat vir julle aanraak. Amen. Vir julle kinders en dan komens, mag God wat jou aanraak. Mag Persie Pinkster, dat daar 'n lighuis wees. Dan jy 'n ware lighuis. Moet nie bespoedig raak. Torah. Laat toe dat God jou aanraak. Jy hoef nie bang te wees vir die aanraking van die Here nie. Sy aanraking is lieflik. Sy aanraking is kragtig, dis opwindend. Dit verander jou amper. Mag die Here ons aanraak. Wat van jou? Die nuweling. Mag die Here jou ook aanraak. Jy moet krag toerus. In Jesus naam. In Jesus naam. Amen. Ag, kom ons staan net vir 'n oomblik voor die aangesig van die Here. Is dit jou gebed? O Here, raak hierdie ou mens weer eens aan. Hierdie vlees en bloed. Dis maar net stof. Maar ek herinner my aan toe Dawid gesê het, Here, ek loof U wat U my wonderbaar gemaak. Jy sien, die Here het jou gemaak met die kapasiteit dat hy by jou kan intrek. En dat jou liggaam 'n tempel van sy gees kan word. Jy's wonderbaar aan mekaar gesit. Wil jy nie vanmôre net sê, Here, maak my 'n instrument van U liefde. 'n Instrument van U krag. 'n Instrument van U woord. Dat waar ek gaan, dat U liefde, U woord en die krag deur my sal straal. Sal jy dit doen? As jy dit regtig bedoel. Here, raak my aan. Sodat U woord en U krag en U liefde deur my sal straal. Christ in me, the hope of glory. Wêreld is hopeloos. Wêreld soek na hoop. Jy is die draer van hoop. Die wêreld is in duisternis. Jy het nie antwoorde nie. Jy is die draer van waarheid. Jy is die openbaring van lewe. As jy dit sal toelaat, dat God deur jou skyn. O Here, in Jesus naam bid ek vanmôre vir hierdie mense. Hierdie is U gesandte. U het hulle uitgehaal uit die wêreld uit. Maar ons is vanmôre onder een dak saam. En ons sê, Here, sonder U kan ons niks doen nie.
Ons het 'n aanraking van U nodig. O Here, soos ons vanmôre gesing het, touching Jesus is all that matters. So vra ek vanmôre, raak U mens weer eens aan. Met U kragtige regterhand. En verander die lewens van hierdie mense. Laat hulle lewens getransformeer sal word. Laat hulle sisteme van waardes omgedop sal word. En dat hulle met oortuiging sal uitroep, vir my is die lewe Christus. Ek lewe eksklusief vir my verlosser. Mag dit vanmôre so wees in elke lewe. O my vriend, sal jy net toelaat, weet baie keer dan sê ons dinge, maar ons laat dit nie toe nie. Sal jy net toelaat dat God sy hand op jou lewe sit vanmôre? Die Here wil so graag met jou ontmoet. Gee dit 'n oomblik. Kom ons gee dit net 'n oomblik. Touching Jesus is all that matters. And your love will never be the same. There is one way to touch you. Just me. Roep hom aan. Hy sal jou uitred. As jy met jou mond die Here Jesus bely, glo dat God hom in die dode opgewek het, sal jy gered word. En daardie geloof is uit die gehoor. Gehoor is die woord van God. Vanmôre het God se woord uitgegaan, jy het gehoor. Plaas nou jou geloof in Jesus wat opgestaan het uit die dood. Sit jy lekker op jou aan. Only one way to touch him. Believe when you call on his name. Sal jy dit nie nou doen nie? Met jou eie mond. Sê ek glo in U Jesus. Ek glo dat U opgestaan het vir my. En ek glo dat U U hand op my lewe plaas omdat U my stuur as 'n disipel om te gaan en U naam te gaan uitdra. Om U instrument te wees. Raak my aan die krag, sodat ek U werk kan vervul. U hoor die belydenisse van die kinders. Sal U dit dan nou doen, Here? En die kinders aanraak. Soos wat hulle wag op die vuur. Vuur van God, wat al die rommel verbrand, maar dit wat suiwer is, verder later.
Raak die volk aan. One way To touch it.